Goeienaand en baie welkom by ons 10 dae van gebed en dit is vanaand dag 5. Ons het so 'n bietjie agtergeloop weens omstandighede wat buite ons beheer is, maar gelukkig weet ek vir 'n feit almal het nog steeds aanhou bid, want baie mense het vir my dogter gebid en ek wil net vanaand spesiaal vir elkeen 'n baie dankie sê. Sy het op hierdie punt, sal ek sê, 99% herstel gemaak sonder enige medikasie van die dokters af, wat vir my sê dat dit eenvoudig net die genade van die Here Jesus Christus is en deur die gebede wat haar gedra het. So baie dankie daarvoor. Voor ons begin, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanaand weer ons 5 dae van, ons 10 dae van gebed kan geniet, en ons wil vra dat U ons sal seën en met ons sal wees waar ons terugkeer na die altaar toe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Over us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. And turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. And turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Vanaand kyk ons bietjie na Johannes 4 vers 23 en dit sê: Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom sal aanbid.
Daar is hierdie altaar van waarheid in die lewe van Jesus. Nou die laaste paar aande het ons gekyk na altare wat opgerig is, wat dit beteken het, die simboliek daarachter, wat dit wys na om mense te roep na 'n plek van aanbidding, om die Here te aanbid en waar daar iets ongeloofliks in hulle lewe gebeur het. Maar interessant, wanneer ons na die lewe van Jesus kyk, kan ons sien dat sy lewe, sy voorbeeld wat hy gestel het, 'n fisiese altaar is. Laat ek verduidelik. Ten midde van die besige lewe van Jesus, waar hy mense genees het, waar hy redding geoffer het, waar hy siekes gesond gemaak het, selfs die dooies opgewek het, het hy altyd tyd gemaak vir God. Dit was sy eerste prioriteit. Sy lewe was 'n teken, sy lewe was 'n altaar wat hy opgerig het. Elke aand, elke oggend, of elke oggend, elke aand, sy dae het hy met God begin. En soos jy na sy lewe kyk, kan jy daai altare sien, die oggendaltaar en die aandaltaar wat opgerig is, regdeur Jesus se hele lewe. Markus 1 vers 35 praat van dat dit lank voor dagbreek was, wat Jesus opgestaan het en hy het 'n stilte tyd, 'n stil plek gevind, waar hy met sy Vader gepraat het. Die disippels het wakker geword en hulle het gesoek, wou kyk waar Jesus is, en toe hulle hom vind, toe sê hulle vir hom, Markus 1 vers 37, almal het u gesoek. En kyk na die interessante antwoord hierso. Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, laat ons na die naburige dorp toe gaan, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek uitgegaan, het Jesus opgemerk, vers 38. Nou het jy daai nou opgetel. Jy sien, Jesus het hier voor 'n keuse gestaan. Moet ek bly waar ek heiliglik is, waar die bediening goed gaan, waar ek besig is om mense te bereik, of moet ek my bediening waarmee ek nou besig is los, waarmee ek gemaklik is in 'n area wat ek ken, en moet ek na 'n nuwe area beweeg, waar ek nie weet wat gaan gebeur nie, waar ek nie seker is wat die uitkomste gaan wees nie. Nou, dis nou nogal interessant. Daar is bitter min sendelinge vandag, of Christene vandag, wat 'n baie suksesvolle evangelisasie grond, as ek dit so kan stel, sal opgee om na 'n vreemde gebied te beweeg, sonder om nou te dink, joh, weet jy, dit is nou, is dit 'n goeie keuse? Is dit die regte ding wat ek doen? Dit gaan so goed hierso. Wat as dit nie goed gaan in die nuwe area nie? En tog het Jesus dit gedoen. Jesus het nie geskroom nie. En die vraag is, hoekom? Hoe het hy dit gedoen? Die antwoord is eenvoudig, want God het daardie dag, die planne vir die dag, met Jesus gedeel, aan hom geopenbaar en aan hom toegewys, toe hy sy oggendaltaar, of na die oggendaltaar toe gekom het, en tyd met God spandeer het. Die Vader het Jesus se doel bevestig, terwyl hy in sy teenwoordigheid gebid het. Is dit nie 'n ongelooflike mooi stelling nie? So geliefdes, jy sien, wanneer ons versuim om in die oggend ons altaar op te rig in ons lewens, en met die Here te praat en kommunikeer, mis ons daar die boodskap wat hy vir ons wil gee, wat hy wil hê ons vir die dag moet doen. So, laat ons vandag tyd spandeer en bid, en die Here vra om vir ons toewyding te gee, om vroeg te kan op te staan en tyd saam met God te kan spandeer. Dat ons tyd met hom deurbring, dat hy ons kan gereed maak vir sy doel in ons lewens, elke liewe dag, dag vir dag. So kom ons gebruik hierdie tyd en ons bid saam. Vanaand gaan ek dit bietjie anders doen, en ek gaan die gebedslys met die deurgaan, en dan gaan ek vra dat jy hierdie video stop, en dat jy self tyd in gebed spandeer. Dat jy self met die Here praat, dis waaroor dit gaan, 10 dae in gebed, nie 10 dae luister na David nie, of luister na leraar Philip nie, dit is luister, of kommunikeer self met God, 10 dae van gebed. So, ons gaan bid, en vra dat die Here ons sal help om ware aanbidders te wees. Ons gaan God se woord bid, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, dat ons die Here in waarheid sal aanbid.
En dan het ons dankoffergawes en ons vir die Here loof en dank vir 'n spesiale seën en sy goedheid in ons lewens. En dink bietjie in jou lewe, gaan bietjie jou hart na, jou lewe na, alles wat die Here vir jou doen en alles wat die Here vir jou gee. Dan neem 'n paar minute en dink daaroor, watse belydenis het jy nog nodig om te maak? En maak daai belydenis, maak jou lewe reg en dank die Here vir sy goedheid en vir sy vergifnis wat hy vir jou sal gee. Ons gaan dan bid en ons gaan die Here vra om vir ons wysheid te gee vir huidige omstandighede waarmee ons tans sukkel of besluite wat ons moet maak, en ons gaan hom dank vir die uitkoms wat hy vir ons gee. Ons gaan bid vir ons kerk, ons gaan bid vir ons distrik, die Waterberg distrik, ons gaan bid vir ons streek, Limpopo, en ons bid vir ons konferensie en vir ons wêreldkerk, dat die Here ons almal sal gebruik as instrumente om sy woord te verkondig en om die werk klaar te maak, sodat ons huis toe kan gaan. Wat 'n wonderlike dag. Ek kan nie meer wag nie. Bid ook vir vir mense se huidige behoeftes onder die kerkfamilie, vriende, bure, of net, ek wil sê gewone vriende. Ja, kerkvriende is spesiaal, nee. En dan gaan ons tyd neem om te luister na God se stem en te reageer in lofprys. Kom ons bid saam. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever He speaks, and the sound of His voice is so sweet that the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known.
none other has ever Here, ons is so dankbaar dat ons weer na U toe kan kom vanaand en U kan aanbid. En waar ons gesien het die voorbeeld van Jesus waar sy hele lewe 'n altaar was wat hy opgerig het, wil ek vra dat U ons sal help en toerus dat ons ook so, dat mense na ons kan kyk en sê, weet jy wat, sy lewe was 'n altaar wat opgerig was toegewy aan God gewees. Maar ons besef ook, ons moet dan elke oggend met U begin, ons moet elke aand met U afsluit, en dit beteken nie net dat ons in die oggend met U praat en in die aand met U praat en dan die res van die dag vergeet ons van U nie. Nee, die oggend is veronderstel om die toon te set, die aand is veronderstel om vir ons te wys dat ons begin en ons eindig alles met Jesus. So ek wil U vra dat U ons sal help om dit te doen, dat ons reg deur die dag alles konstant met Jesus sal gesels, dat daai liedjie meer van my Jesus wil ek hoor, meer van sy liefde oor en oor, net uitgestraal sal word in ons lewens. Here, ek bid vir ons kerk, die uitdagings wat ons het, die mense in ons gemeentes. Ek wil hulle aan U opdra. U ken elkeen se hart, U ken hulle begeertes, U ken hulle besorghede, U ken hulle blyhede. Ek wil vra dat U met hulle teenwoordig sal wees, dat hulle regtig U sal ervaar. Seën ook so elkeen wat na hierdie program luister, mag julle harte aanraak en mag ons nouer en nader aan U beweeg. Mag hierdie die jaar wees wat nie een van ons kan stil bly nie, want Jesus is brandende in ons harte. Dis my gebed in U wonderlike naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Mag jy 'n wonderlike aand verder hê en ons sien mekaar weer môre aand, selfde tyd, selfde plek.